Welkom by hierdie eenheid oor die verstaan van navorsingsbeperkings. In hierdie sessie sal ons ondersoek hoe die identifisering en verduideliking van die beperkings van 'n studie 'n noodsaaklike deel van die beplanning en skryf van 'n navorsingsvoorstel is. Die erkenning van beperkings verswak nie jou navorsing nie, trouwens, dit toon bewustheid van sy grense en versterk deursigtigheid en akademiese integriteit. Deur gebruik te maak van hoofstuk 19, sal ons jou lei deur potensiële swakpunte in jou navorsingsontwerp te herken en te leer hoe om dit effektief te bestuur en te rapporteer. Beperkings is faktore wat die omvang, akkuraatheid of veralgemeenbaarheid van jou navorsingsbevindinge kan beïnvloed. Hulle is dikwels buite die navorser se beheer, maar moet erken word om geloofwaardigheid en deursigtigheid te handhaaf. Hier is algemene tipes beperkings. Metodologiese beperkings behels beperkings in data-insamelingsinstrumente of ontledingstegnieke. Byvoorbeeld, die gebruik van slegs onderhoude kan die verskeidenheid perspektiewe beperk in vergelyking met 'n gemengde metodes benadering. Steekproefverwante beperkings hou verband met steekproefgrootte, verteenwoordigendheid of toegang. Om slegs een skool te bestudeer, kan dit byvoorbeeld moeilik maak om bevindinge na 'n wyeer opvoedkundige konteks te veralgemeen. Beperkte tyd, befondsing, tegnologie of toegang tot deelnemers kan die omvang van die studie beïnvloed. Byvoorbeeld, 'n gebrek aan gevorderde statistiese sagteware kan die kompleksiteit van jou analise beperk. Bevindinge mag slegs in spesifieke instellings of omgewings van toepassing wees. 'n Studie in 'n Suid-Afrikaanse stedelike skool is byvoorbeeld dalk nie relevant vir landelike of internasionale kontekste nie. Veral in kwalitatiewe navorsing kan 'n navorser se interpretasies data-insameling en analise beïnvloed. Die gebruik van strategieë soos refleksiwiteit of portieroorsigh kan help om te verminder vooroordeel. Waarom beperkings erken? Die erkenning van beperkings demonstreer 'n navorser se kritiese begrip van die proses. Dit help lesers om bevindinge korrek te interpreteer en bied geleenthede vir toekomstige studies om hierdie aan te spreek gapings. Praktiese wenke vir die aanspreek van beperkings. Wees eerlik maar strategies, identifiseer beperkings sonder om jou studie te ondermyn. Stel maniere voor waarop hulle verminder of verantwoord kan word en duidelik onderskei tussen beperkings, onbeheerbare faktore en afbakkenings, opsetlike grense wat deur die navorser gestel word. Ten slotte, die erkenning en verduideliking van die beperkings van jou navorsing is 'n noodsaaklike deel van die skryf van 'n geloofwaardige en goed beplande voorstel. Deur metodologiese, kontekstuele en logistieke beperkings te erken, bied jy duidelikheid vir jou lesers en demonstreer jy kritiese refleksie oor jou navorsingsproses. Soos beklemtoon in hoofstuk 19, verhoog die begrip en aanspreek van beperkings die geloofwaardigheid, noukeurigheid en deursigtigheid van jou studie, wat verseker dat jou navorsing beide verantwoordelik en akademies robuust is.